Ons het 'n tema vir hierdie kwartaal en kan julle nog onthou wat dit is? Familie? Is dit die regte? Is dit die naam? Janelle? Ok, iemand andersters? Ag en traal, winning at home. Yes. Ek is reg. Goed, so laas week, vir diegene wat die was, kan julle onthou waar ons gepraat het? Jesus as die middelpunt. Jesus het by die bruilof opgedraag en die gedagte is dat die mense so gefokus is op die bruilof en die rok en dit wat hulle gaan drink, dat hulle eintlik vergeet van Jesus as die middelpunt van alles. So dit was sleutel nommer 1. So ons gaan hierdie week aan om te kyk daarna en die opskrif is die sleutels na familie eenheid. Kom ons lees saam 1 Tessalonisense 3 vers 12. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. So die tweede sleutel, wat nou aansluit by laasweek se gedeelte, is om een te word met sy liefde, of deur sy liefde. Jesus het gebid tot God, die Vader, dat sy volgelinge een sal wees, soos ons is, soos Jesus en sy Vader. In Johannes 17 vers 22. So dit som dit mooi op, toe Jesus gesê het, om te fokus op die rol van liefde wat benodig word, om 'n eenheid te bereik. Eenheid onder sy volgelinge was op Jesus se gedagtes, toe hy gebid het. Agape liefde is noodsaaklik vir die eenheid. Agape is die Bybelse woord vir God se liefde, wat in hierdie gebed gebruik word, en in baie ander plekke in die Nuwe Testament. Sulke liefde is baie natuurlik, en dit identifiseer Jesus se volgelinge. God se liefde is nie natuurlik in die hart van 'n sondaar nie. Dit kom in ons lewe en as Jesus begin wandel met die gelowige deur sy gees, Romeine 5 vers 5. Jesus, wie hierdie woorde geskryf het, was eens Johannes, wat hierdie woorde geskryf het, was eens ook 'n sondaar gewees, trots en 'n kort nie meer. Later in sy lewe het hy onthou hoe Jesus hom altyd lief gehad het, ten spyte van sy probleme en foute. Jesus se liefde het begin om Johannes se lewe te verander, wat die uitwerking gehad het waar Johannes ander begin lief gekry het in 'n Christelike eenheid. Ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. As God ons so lief het, kan ons mekaar ook so lief hê. Sleutel nommer 3, selfsug, die familievernietiger. As trots en selfsug op sy gesit word, 5 minute, dan sal die meeste moeilikhede dan verwyder word. Nou vir diegene wat al op 'n kerkraad gesit het, sal besef dat selfsug is daar die heel eerste ding wat opduik en dan vat dit gewoonlik 'n halfuur om 'n probleem op te los. So, as we dalk net bietjie weer terugkom na ons wortels toe, dan sal ons besef dat dit is eintlik maklik om probleme op te los. Dit het Ellen White geskryf in early writings. As mense is ons natuurlike self korrup as gevolg van sonde, en net dalk die grootste voorbeeld van hierdie korrupsie is die vloek van selfsug. Dit wil voorkom dat ons selfsugtig gebore is. Ons kan hierdie in klein kinders sien, wie se basiese natuur is om alles vir hulle self te wil hê. Ek. By die tyd wat ons dan groot word, is hierdie karaktertrek al so in ons ingedrink, dat ons dan nare mense is, veral in ons eie huise. Natuurlik het Jesus gekom om dit te verander. Efesiërs 4 vers 24. Dit staan daar. Sy woord beloof ons dat ons deur hom nie deur hierdie vernietigende karaktertrekke beheer hoef te word nie. Sy hele liefdeverhaal is die perfekte voorbeeld van wat dit is om sonder selfsug te lewe, tot op die punt wat ons sy lewe nastreef om sonder enige selfsug te leef. Nou, dit is 'n leerproses wat begin die dag wanneer ons besef ons het 'n probleem. Ons sal ophou neig om net vir onsself te leef.
Ek dink dit is 'n lieflike punt om te bereik, maar ja, dit is harde werk om tot daar te kom. Wat sê die volgende tekste vir ons oor 'n lewe van onselfsugtigheid, selflessness? Filippense 2 vers 3 tot 5. Kan maar dit vir ons op die bord sit asseblief. Filippense 2 vers 3 tot 5. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sien. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Die tweede ene wat ons net nou gaan kyk is 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Hierom het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en waarheid. Om onderdanig te wees, beteken om jouself nederig voor 'n ander persoon te stel. Met 'n vrywillige keuse. Hierdie unieke eienskap begin met Christus, en dit weerspieël die karakter van almal wat gevul is met die Heilige Gees. Om eerbiedig aan Christus te wees, is wat mense motiveer om onderdanig te wees aan sy weg. Gesamentlike vrygewigheid was en is steeds 'n Christelike lering oor sosiale verhoudings. Dit maak die geestelike lewe 'n realiteit, dat ons almal een in Christus is. Daar is geen uitsonderings nie. 'n Huishoudelike beginsel. Die bewyse van 'n geestelike oorgawe is in die huis. As die beginsel effektief en sigbaar is in die huis, sal dit 'n groot impak hê op die kerk. Paulus beweeg dadelik van die onderdanigheid na die familie, as hy dit noem. Sleutel nommer 5. Leef die liefde wat jy beloof. Uiteindelik, familie, samehorigheid en eenheid rus op die toewyding van familielede. Dit begin met die toewyding van man en vrou om vir mekaar om te gee. Dit is hartseer dat Bybelgeskiedenis is gestrooi met voorbeelde van mislukte beloftes, gebroke vertroue en 'n tekort aan toewyding waar dit teenwoordig moes gewees het. Die skrif het ook voorbeelde van gewone mense wie met God se hulp hulle self toegewy het aan vriende en families en hul beloftes gehou het. Wanneer ons onsself toewy aan 'n ander persoon, soos in die huwelik of in die besluit om 'n kind aan te neem, moet daar vrywillige opoffer van onsself wees om in die toekoms 'n keuse te kan maak. 'n Opoffer van beheer oor 'n belangrike segment van ons lewens. Wette mag ons weerhou van negatiewe geaardheid, maar die huwelik en familieverhoudings benodig liefde teenoor mekaar om te floreer. Eenheid is die eerste werk. Die eerste werk van 'n Christen is om verenig te wees in die familie. Hoe nader die lede van 'n familie aan mekaar is in die werke by die huis, hoe meer sal hulle uitstaan en behulpsaam wees buite die huis. Ellen White skryf dit in The Adventist Home, bladsy 37. Die geheim van familieeenheid. Die oorsaak van skeiding en oneenigheid in families en in die kerk is die skeiding van Christus. Om nader aan Christus te kom, beteken om nader aan mekaar te kom. Die geheim na ware eenheid in die kerk en familie is nie diplomatie nie bestuur nie, en nie om Superman te wees nie. Alhoewel 'n mens sal tyd kry vir dit, maar om een met Christus te wees. Ek dink dit som dit bietjie mooi op, dat ons sal dadelik sien dat wanneer Christus in ons is, dan sal dinge begin floreer. En ja, ons almal kom tekort. Die Bybel het daarom vir ons gesê dat ons is selfsugtig gebore, maar ons kan streef daarna om soos Christus te wees. En hoe meer ons probeer, hoe vinniger sal ons dit regkry. Kom ons staan saam en ons sing saam van die 444.
Here, dankie dat ons uit U woord kan leer. Dankie dat U vir ons ook 'n profeet gegee het wat vir ons die Bybel kan inkleer, sodat ons kan verstaan wat U vir ons sê. Here, lei ons as mans en ook ons vrouens en ons kinders, Here, dat ons saam in eenheid sal wees by die huis, sodat ons kan groei in Christus, sodat ons die vrugte daar buitekant kan saai, soos U wou gehad het dit moes gewees het. Help ons ook so om die regte vrugte te dra wanneer ons dit uitsaai, Here, sodat ons die mense na U toe kan lei. Is my gebed in U naam. Amen.